My gunsteling psalm is Psalm 46. God is met ons, vers 10. Hou op, beklei, sê hy, en weet dat ek God is, hoogste onder nasies en hoogste oor die wêreld. Ek is Natania Smit, ek is van Bloemfontein, ek is 39 jaar oud, ek is self-employed, kan jy maar sê, ek is besig met my skrywery, ek het 'n pragtige seentjie, sy naam is Ray, en dan 'n wonderlike man, sy naam is Hendrik, en dan het ek familie en vriende wat my verskriklik ondersteun. Die meeste van hulle is in Bloemfontein. Ek het 'n auto-immuun siekte en die simptome het stadig begin en toe vererger. Crohn's disease is 'n siekte wat jou hele digestive aantas. So van jou sluk tot jou dindarm, dikdarm en dan ook van die ander organe en jou rectum en anus. En jy kan of in remissie wees of jy kan in 'n flare wees. Al het jy die operasies gehad, dit is nie verby nie. Ek was in die mediese saal gewees en toe die simptome vererger en ek het toe later oorgeplaas ICU toe. Maar die simptome het so vererg, dit was verskriklike buikpyn, lyfseer. Ek het glad nie opgehou opgooi nie. Ek het gebloei, ek het bloed opgegooi op 'n stadium, sodat dit alles vererger, moeg geraak. Ek kon nie meer myself vind of myself wees nie. En toe ek nou in ICU kom, toe vererger dit nog meer. En dit het op die ou ende geloop na 'n noodoperasie, waar hulle my toe teater toe stoot, en toe die noodoperasie doen, my kolon het geperforeer, en ongelukkig kon hulle my nie toekry nie, as gevolg van my vel was soos botter, as van nie te veel kortison. So ek het met 'n oop buik gelê vir amper 2 maande, en daardeur het ek sepsis gekry. Maar dis 'n moeilike pad, jy veg, en jy weet daai van, jy word wakker en jy weet nie wat met jou lyf gebeur nie, en dan besef jy, en daai is ook 'n verskriklike skok, en dan kom daar ook simptome daarmee saam, jou lyf wat in skok ingaan, so dan ruk jy en jy bewe, en jou hart klop, so dit was 'n hele lyn van simptome en emosies. Toe sê hulle dis Crohn's. Ek was eers in die mediese saal en ek kon ook toe eintlik glad nie my seentjie sien nie, want ek het maar verskriklik gelyk, moeg en gedaan, en toe ek oorgeplaas ICU toe kon my seentjie my ook nie sien nie. Dit was vir my verskriklik. Die eerste ruk was ek gesedeer, so ek het maar baie min geweet wat rondom my aangaan, maar toe die sedasie nou verminder word en so aan, en ek begin meer besef wat rondom my aangaan, dan raak jou verlange vir jou huis baie groot, jy voel vasgedruk in daai 4 mure, daai kamer, ek mis my seentjie, sy swinkies, sy drukkies, jy mis jou man se hand vashou, jy mis om op te staan, om te beweeg, en om jouself te wees. So dit was regtig 'n moeilike tyd gewees, en wat ook baie moeilik was, is as jy wakker word, en jy besef, maar jou hele liggaam het verander. So dit was ook verskriklik. Ek was altesaam 109 dae in die hospitaal, en 9 keer in die teater. My hele liggaam het verander. Ek het baie maar geraak, swak geraak. Hulle het my buik verskriklik oopgesny en met my organe gewerk. So ek was baie geswel en ongemaklik, en ek het met 'n oop wond geloop. En toe ek uiteindelik ontslaan is, toe loop ek nog steeds met 'n oop wond, want hulle kon my nie toekry nie. Toe het ek 'n veloorplanting gekry, van my been af na my buik toe.
En van daar af het ek toe nou weer die pad gestap en hulle toe nou later my rectum en my anus verwyder en toe nou my buik bietjie reggemaak en die breek, maar my hele liggaam het verander van daai gemaklik, kan alles doen, voel mooi, voel vry, is toe heeltemal weggevat. Alles was vir my donker en seer en jy het gevoel jy kan niks meer doen nie, want jy moet versigtig wees vir dit en jy moet versigtig wees vir die goedjies wat jy eet en drink en die oefening wat jy wil doen en die manier van my kind hanteer. So dit was 'n moeilike die 900 dae was moeilik, maar ek dink na die tyd was net so moeilik. Toe hulle my rectum en anus uitgehaal het, want dit sou kankerig geraak het, toe het hulle die stoma permanent gemaak. So dan noem hulle dit 'n ileostomie. So dan het ek glad nie meer 'n dikdarm of 'n rectum of 'n anus nie. So dis net die dun darm wat dan die werk doen om die medikasie op te neem, die kos te verteer en dan wateropname. So dan sit nou net die dun darm wat werk. My stem is nie eintlik veronderstel om so te klink nie. My man is mal oor my stem, hy sê is verskriklik sexy. Maar dit is glad nie hoe my stem geklink het nie en ek het ook 'n verskriklike krap in die keel en baie keer 'n hoes. Nou dit is maar as gevolg van die pype wat ek uitgetrek het. Die voedingspyp, die ventilatorpyp en die dreinpyp. So ek was eintlik stout gewees in die hospitaal, maar ja, dit is van dit wat ek uitgetrek het wat toe nou die skade veroorsaak het. So dit gaan maar altyd 'n probleem, of nie 'n probleem is nie, dis nou maar my nuwe stem. Dis nou maar deel van die nuwe my. My man het my verskriklik ondersteun en so ook my familie en vriende. Ek dink dit was maar catch-22. Wanneer ek hartseer was hy kwaad. Wanneer ek kwaad was hy hartseer. Wanneer hy positief was ek negatief. Maar hy het dit nooit gewys nie. Hy was altyd sterk gestaan. En ek dink hy het ook sy eie trauma wat hy moes deurwerk, want hy het my amper verloor. Maar hy's 'n konstante steunpilaar. Hy ondersteun alles wat ek doen, alles wat ek sê en hy's elke keer langs my hospitaalbed. Of dit nou 3 uur die oggend is en of dit nou 7 uur die oggend is, hy's altyd langs my. En my seentjie speel ook 'n verskriklike groot rol. Mamma is mooi, ek's lief vir mamma. Ek weet nie hoekom sê mamma lyk nie meer dieselfde nie, mamma lyk eintlik mooier. So ja, hy is die een wat blommetjies en swentjies en ja, so hy ondersteun sy mamma net soos sy pa. Maar hy sien dit definitief by sy pa nie, ek kry groot ondersteuning. Daar het eintlik soveel goed vir my hoop gebring. Ek het dit nie dadelik gesien nie. Want onthou as jy deur 'n moeilike tyd gaan, dan is jy mos kwaad en jy's hartseer. Maar die Here was eintlik oral. Hy was eintlik oral te sien. Ek moes net, dis hoekom in my gunsteling versie is, be still and know that I am God. En partykeer net stil raak en luister en kyk. En dit was in my ouers gewees. Hulle het my voete kom vryf. Daar was 'n sustertjie wat my eyebrows gepluk het en toenails gecutex het. Dit was die dokter wat so vir my gekyk het en vir my gesê het, ek kan sien jy kan nie meer nie. En toe reël hy vir my 'n klein kersboompie saam met my geliefdes. Toe het ek my seentjie gesien. Dit was so amazing. Trane het gevloei van dankbaarheid. En toe ek nou uit die hospitaal uitkom, hoe die Here my elke keer krag gegee het om net aan te gaan. En die waaroms en hoekoms wat ek gehad het. Mense dink altyd, jy soek dit dadelik, want jy wil dit nou hê. Maar soos die Here sê, my tyd en nie jou tyd nie. En deur my traumaproses en die nasorg tot en vandag toe nog, het ek alles waarvoor ek gevra het, en alles wat ek gevra het, ek wil sien, het hy toe vir my gewys en vir my gegee.
So ja, dit is 'n pad wat jy stap met die Here, diep en seer en kwaad, maar dan die geloof bly sterk. Toe ek nou ontslaan is en uitgekom het en my liggaam so aanvaar het en besef het wat het gebeur met my, is dit vir my lekker om 'n boek te kon skryf, om my goed uit te kry en vir die mense te sê, maar dit is wat met my gebeur het. En daar is hoop, deur al die seer, deur al die ongemak, en dat 'n vrou se liggaam verander, maar dis 'n nuwe normaal, dis 'n nuwe begin. Jy moet net aanpas daarbey. En so ook met jou geloof, jy moet net aanpas daarbey, want die Here het nou vir jou 'n nuwe pakkie gegee. So jy het hom nou geaanrap, maar nou moet jy leer om hom te hanteer. En dan gee die Here ook vir jou krag daardeur. Stuur jou getuienis na getuig@lig.co.za.